Dis tyd vir my baie aankuier laat aan storiekuier vir jou. En vanaand is 'n storie oor die langdrop en dit is ook baie met ons Suid-Afrikaanse kultuur te doen. En dit was iets wat in die verlede en dit kom al 1000 jaar seker terug wat baie algemeen was en hoe dit daai tyd gedoen is nou wat daai tyd gebeur het is mos nou ons het ook mos maar ons is deesdae ons het 'n badkamer wat volledig toegerus is met toiletgeriewe, stort en bad en 'n wasbak en dan miskien selfs nog 'n tweede ene of 'n aparte toilet. Maak nie saak hoe jou huis ingerig is nie. Baie huise het vir elke kamer het sy eie badkamer. Dis nou meer die welvarende mense en dan nou die gewone ouetjies soos ek, jy weet, ek het 'n kleinerige huisie, maar my huisie is klein, maar my hart is groot. So ek het een volledige badkamer en daar is alles wat ek nodig het en dit is heeltemal perfek vir my. Maar jare gelede en ek praat van nog toe ek 'n kind was dit nog nie altyd noodwendig weet standaard gewees dat jy 'n badkamer in jou huis het nie. En dit is dat jy aan die buitekant was daar 'n gebouetjie gewees, 'n sinkgebouetjie gewoonlik. Die ryke mense het natuurlik nog geboude ingegaan, maar wel, hulle het maar sink enige opgesit, want die spesifieke plek het nie altyd op dieselfde gebly nie. Wat hulle gedoen het, hulle het nou 'n groot gat gegrawe, en dat hulle die sinkhokkie dan bo op die gat gesit, en dat was dan so 'n plank in met 'n ronde gat waarop jy nou gaan sit het. Is 'n aardige onderwerp, ek weet, maar ek moet die storie vir jou vertel. Nee, as daai gat natuurlik nou begin vol raak, dan moes hulle nou 'n ander gat grawe elders, en dan moes hulle nou die ene weer toegooi. En daarom is die gebouetjie of dan nou die sinkplekkie, dakkieplek wat nou is redelik seker so maak 50 meter van die huis afgooi. So jy kan self nou indink, die aardigheid as jy in die middel van die winter in die nag opstaan en dit dalk nog reënerig word, maar jy moet by die badkamer of jy moet by die toilet uitkom. Dit was 'n trend en besigheid geweest. Ek onthou dit toe ek as kind hoe bang het was, en dan was daar mos altyd iemand wat as jy daar binne was wat daar met 'n stok daar op daai ding kom slaan en jy weet daar binne heel onverwag sit nou daar die geweldige slag tref met die sink daar hokkie en die ken sink uit, maak ons hulle baie. So kom ek so lief is vir sink, want as dit reën, dan hoor mense die reën uit. Alles gaan weg, dis net die reën wat jy hoor. Dis vir my absoluut fantasties. As ek vir my afdak moet voorsit by my huis, en ek het dit in die verlede gedoen, is dit net sink, sodat ek die reën kan hoor as dit val. En ja, as iemand so geslaan teen hy sinkdak huisie, dan was dit amper soos 'n bom wat die binne ontplof het, die geluid wat dit gemaak het. En jy kan jouself nou indink, hoe as 'n kind te skrik jy nou daarvoor. Of daar's iemand dat in die buitekant kom en daar allerhande geluide gemaak vir sê, oppas vir die gogga daar, of daar's 'n spinnekop, jy moet mooi kyk, jy weet dan, jy dan daai hokkie met, jy het hom nie vertrou nie, want jy weet nie wat daar binnekant, of daar nie 'n spinnekop is, of, en nog erger, hulle sal jou voor die tyd bang maak, so jy moet oppas, daar's partykeer 'n slang daar binne, so dit kan ook nog, en dan moet jy oppas dat die slang jou nie op 'n verkeerde plek pik nie, so het is altyd 'n storie gehad rondom dit, en wat ek ook baie goed onthou, nou gaan jy nou badkamer toe, of toilet toe, nou as jy nou ouer geraak, is dit nou normaal, en dan gesit jy nou daar, nou een kant hierso, was daar so 'n hoopie koerantpapier altyd, wat so in blokkies geknip is, of gesny is, of geskeur is, en dan was dit nou jou toiletpapier geweest, daar was, dis ou koerante, dis nie soos vandag, wat as jy die spoggerige rolle het, is sommer dubbel laag, en al daardie dinge nie, so, dit was baie primitief geweest, maar vir daai tyd was dit aanvaarbaar. Nou, ek moet nou sê, in die dorpe was dit redelik nou algemeen, dat daar spoeltoilette was, maar op baie plase, en soos my oupa's plaas, was daar so hokkie, en ek was nou 4-5 jaar oud, toe moes ek nog daardie hokkie gebruik het. My oupa was toe in daai staan en my begin het, en daar in Vredendal gebly, Spruit area, en dis vir so 'n plaasgemeenskap nie daar plaas gehad, en ek het dan nog die hokkie wat daar gesit het. Nou as jy nou op daai toilet gaan sit het, dan weet mense mos nou ook nie, weet hoe vol is daai gat nou al nie, en dis mos nou baie mense wat dit gebruik, en nou gaan sit jy daar, en nou uiteindelik nou, is dit nou tyd vir jou om te laat gaan, en nou is die oomblik wat ek gaan, dan luister jy nou, en sê, seker so kort, dan was jy ploeps, dan moet jy daar val, en as jy gewoon sê, boef, dan weet jy, dit was 'n hengse een daai geweest, of partykeer, dan voel dit vir jy gaan nooit daar onder land hê, dan skit jy maar af, en dan wag jy, dan hoor jy net so, ping, jy daar onder, jy weet, dan weet jy, die gat is nog diep, hy is nog vol, maar partykeer,
dan gooi jy het hom klaar gegooi, dan val hy en dan poep, dan ontplof hy ding, en dan weet jy hoe gaan die gat is amper vol, ek moet nou baie versigtig wees, en die mense het jy altyd gewaarsku, moenie in die gat val nie. Dit was nie moontlik geweest wat die toiletbril affære was nou nie groot genoeg geweest nie, maar so het ons verskeie avonture gehad binne die hokkie, en daar was altyd die ding geweest dat as jy na die hokkie toe gegaan het, dan het jy altyd mooi gekyk wie is daar, iemand is naby nie, maar wat hulle ook gedoen het, as jy nou binne is, dan het hy nou so dingetjie in die buite gehad, dan druk jy stokkie in, dan kan hy so amper soos 'n deurslot besigheid, en dan kan jy nou nie van binne af en toe maak nie, nou maar jy weet, dit raak benut daar binne as jy nie dat deur kan oopkry nie, want nommer 1 is nie 'n lekker reuk wat jy daar het nie, en nommer 2, dit is baie binne in daai sinkdak goedjies, behalwe natuurlik in die winter, en uiteindelik dan het jy so na 5 minute so, dan was daar nou met groot genot, is daar uiteindelik vir die deur oopgemaak, en jy het daar uitgestorm, en dat jy gesê, ek gaan vir mamma en papa sê, dan hardloop jy na mamma en papa toe, dan gaan sê jy vir hulle wat nou gebeur het daar, en dan sê hulle net, ai, toch, dan onthou ook maar hoe dit was met hulle kinders daar. Die laaste keer wat ek ooit 'n long drop gebruik het, was toe ek in stand 6 was, en dit was met 'n CSP kamp, wat ons gehou het daar op Beinskloof, daar is daai, nou daar so boot in die bult, so boek aan die braai affære, die gel daar was, jy weet, daar is ons daai mooi, lieflike ronde braai, dan sit die kinders daar, dan is die lekker groot vuur in die middel, en dan net so skynboek en dit, was daar dan die long drops gewees, en dis waar ek die laaste keer 'n long drop gebruik het. Intussentyd is daai blom, het hulle nou in die plek van daai long drops, lieflike woonstelletjies opgesit, waar jy nou jy kan hier, en dan kan jy daar vir 'n naweek daar in Beinskloof deurbring, as dit daar beskikbaar is. Lieflike plekkies, maar elke keer as ek daar kom, onthou ek, daar het die long drop gestaan, wat ek die laaste keer gebruik het, of as ek my oupas geplaas en ding, dan weet ek, soos jy ingekom is rondom by die vyeboom, dan daar so het die long drop ook daar gestaan, en dit was vir ons baie normaal geweest. So dit is deel van ons Afrikaner hart, Afrikaner kultuur.